Het jy al ooit gevoel asof niks in jou lewe uitwerk soos dit moet nie? Jy bid, jy hoop, jy wag, maar niks gebeur nie. Jy bly net vasgevang in die seisoen waar jy nie is waar jy wil wees nie. En jy wonder, maar Here, waar is U dan? Hoekom hoor U nie my gebede nie? Ons het al almal dae gehad waar dit voel asof niks ooit gaan verander nie. Asof God stil is. Maar weet jy, dis juis in daardie stilte waar God besig is om dinge voor te berei. In vandag se video wil ek graag saam met jou kyk na hoe God lewens in 'n oomblik kan verander en hoekom ons nooit moet ophou hoop nie. Hallo, my naam is Dani Matthee. As jy nog nie gesubscribe het nie, doen dit gerus. As jy nog nie 'n member is nie, oorweeg dit gerus om 'n member van die kanaal te word. En aan al my members, baie dankie dat jy my bediening op hierdie manier ondersteun. Kom ons begin. Ek wil jou vat na die heel eerste boek in die Bybel, Genesis, en na die storie van Josef. Onthou jy vir Josef? Van kleins af het hy gedink God het groot planne vir hom. Hy gaan 'n belangrike persoon word. Maar toe werk dinge glad nie uit soos wat hy gedink het nie. Inteendeel, hy word as 'n slaaf verkoop. Hy word verraai deur sy eie broers. En nie net 'n slaaf nie, van daar af beland hy in die tronk. En daar sit hy in die tronk. En jare gaan verby en niks verander nie. God is stil. Maar dan op 'n goeie dag het die Farao, die koning van Egipte, 'n droom wat hy nie verstaan nie en wat niemand vir hom kan uitlê nie. Hy droom van 7 vet koeie wat deur 7 maarkoeie daar langs die Nyl opgevreet word. Hy droom van 7 vet are wat deur 7 maarare opgevreet word. En soos ek gesê het, niemand kan dit uitlê nie. En dan onthou die skinker van die koning, van die Farao. Onthou hy, maar 2 jaar gelede was ek in die tronk gewees, saam met 'n man met die naam van Josef. En ek en die bakker het gedroom en hierdie Josef het ons drome uitgelê en hy vertel vir die Farao daarvan en die Farao laat kom vir Josef. En Josef wat daardie oggend as 'n tronkvoël, as 'n gevangene wakker geword het in 'n tronksel, sit daardie selfde aand aan die tafel van die Farao, die koning van Egipte, van 'n tronkvoël in 'n dag tot die eerste minister of die visiepresident van die land. Want dit is hoe God werk. God kan in 'n oomblik, in 'n oogwink, alles verander. So al is jy vandag in 'n seisoen waar dit vir jou voel, dinge verander nie. Ek het al so hard probeer, ek het al so baie gebid. En in die seisoen waar ek vasgevang is, wil net nie verander nie. Wanneer gaan God se beloftes waar raak? Ek het dit al op my lewe van toepassing gemaak. Ek het God al daarvoor gevra, ek het al gepleit op my knieë daarvoor. Maar niks verander nie. Hou moed, moenie hoop verloor nie. Want God kan in 'n oomblik jou hele lewe omkeer. Hy kan in 'n oomblik die deure oopmaak, jou die regte persoon laat ontmoet en dinge gebeur net vinnig. Maar hy is nie stilte besig om dinge in plek te kry. Onthou jy vir Dawid? Dawid was 'n skaapwagter gewees. Hy het die dag as 'n skaapwagter wakker geword. Hy is veld toe, hy het gaan skape oppas. En daardie aand het hy gaan slaap as 'n gesalfde, omdat Samuel gekom het om hom as koning te salf. En niemand het eers gedink, dit is hy nie. Die ander broers het voor hom gegaan. En dan, op 'n goeie dag, hy is nog steeds 'n herder, hy is nog steeds 'n skaapwagtertjie, dan stuur sy pa hom met voorraad, met proviant vir sy broers wat in die oorlog vir koning Saul veg. En hy stap daardie oggend uit as 'n skaapwagter op pad na die slagveld toe. En daardie aand word hy op die skouers gedra as die held van die volk Israel, omdat hy 'n reus, omdat hy vir Goliat verslaan het. Dawid herinner ons ook daaraan, God kan in 'n oomblik, God kan in 'n dag, God kan in 'n baie kort tydjie jou hele lewe omkeer en dinge net in plek laat val. Onthou jy vir Gideon? Gideon wat so doodbang was, so bang dat hy in 'n parskuip gesit het, waar jy druiwe uit trap, waar jy druiwe maak, het hy gesit toe dit nie druiwe tyd was nie, toe dit glad nie parstyd was nie, en hy het koring daaruit gedors. En hy het gehoop, niemand sal daarvan weet nie. En God stuur sy engel om vir Gideon te roep. En Gideon, wat bang was, word Gideon die rigter, wat God se volk sal red van die Midianiete. Want God kan in 'n oomblik, in 'n dag, kan hy jou hele lewe omdraai. En kan hy jou die posisie gee wat hy al so lank al beloof het. En as dit stil is, weet, hy is in die agtergrond besig om alles mooi perfek in plek te kry. En so het God Gideon se lewe in 'n baie kort tydjie verander, van 'n bang man, 'n vreesbevange ou, na 'n held, 'n rigter wat sy volk sal red.
En dan was daar natuurlik Augustinus. Augustinus die kerkvader wat so in die jaar 300 na Christus geleef het, die kerkvader uit Afrika. Augustinus het 'n briljante verstand gehad. Hy was baie slim geweest, maar hy het die sin van sy lewe gaan soek in die plesier van die lewe. En dit het nie vir hom gewerk nie. Maar sy ma Monica het vir meer as 30 jaar op haar knieë gewees en gebid en gepleit vir die Here. Red asseblief my seun, draai hom na U toe, verander sy lewe. En vir 30 jaar het niks gebeur nie. Was God stil. Maar Monica het nie moed verloor nie. Monica het bly hoop dat God haar seun se lewe gaan aanraak. En dit het gebeur. Augustinus het op 'n dag die Bybel gevat. En toe sien hy Romeine 13, vers 13. En hy lees daar: Ons moet wel gevoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. En Augustinus het daai oomblik geweet, die teksgedeelte, daardie 2 verse, Romeine 13 vers 13 en 14, praat net met hom, want hy probeer sin gee aan sy lewe deur sy sondige begeertes te bevredig. En Augustinus het tot bekering gekom, en net so het God 'n ma, Monica, se gebed beantwoord. Miskien voel jy vandag soos Josef daar in die tronk, of soos Gideon in die parskyp, of Dawid in die veld, of Monica op haar knieë. En dit voel vir jou niks verander nie. God hoor my nie. Wat gaan gebeur? Hou moed. God is besig selfs as jy hom nie sien nie, selfs as jy hom nie hoor nie. En hy kan en hy wil alles vir jou verander. In 'n oogwink. Net so. Onthou Romeine 8, waar Paulus skryf: God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Daarom wil ek jou uitdaag om moed te hou, om vas te hou en op jou knieë te bly voor die Here. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder. Onthou om te subscribe, onthou om die video te like, onthou om dit aan te stuur vir vriende en familie wat dalk ook daarby kan baat vind. En as jy nog nie 'n member is nie, oorweeg dit gerus om 'n member te word. Alles van die beste, mooi dag vir jou. Vrede. Totsiens.